Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons kom vandag as 'n gemeente voor U, Here. Dankie Jesus. Heel met ons, net U is vir aansien, U wil, Here, met ons is, wat ons hier wil wees. Ons wil in U same zijn wees, saam met ons medebroers en susters. Here, ons is hier om net vir U alleen lof te bring. Alles wat in hierdie gemeente gebeur, o Here, is net die ere van U. Vir geen mens nie. En weer ons bid om U dankie te sê vir die seëninge wat U vir die kerk gebring het. En ons bid om dankie te sê vir die seëninge wat nog kom. Weer dan bid ek ook dat U saam met elke broer en suster in die kerk sal gaan. O Heer, U ken elkeen se omstandighede. U weet wat hulle nodig het. Weer ek bid dat U hulle sal seën, dat hulle sal weet dat U hulle geseën het, Heer, en hulle sal vorentoe kom en sal kom getuig wat U vir hulle gedoen het. Here, hierdie diens oor ja, ons vra dat U sal lei, die woord wat gespreek word, dat U ons gedagtes sal bewaar, dat U ons sal versterk en ons daarvoor. Dankie daarvoor, Here Jesus. So die wat siek is, Here, wat ons kon het gemaak het, dat U in die kerk kan wees, ons bid vir ons rykheid, Here, dat U sal gesond word en ons alle sonde weer in mekaar sal kom en U die woorde sal doen. Ons bid al die dinge wat ons het verdien nie, maar enkel aan die groot en heilige genade in Jesus naam. Amen.
Please, my Father.
Dankie Here vir die genade, die liefde, die goedheid hier by. Here, dankie vir die Gees wat ons lei in waarheid. Die woord is die waarheid. En U lei ons, Here, op die woord. Here, U lei ons in dankbaarheid. Here, U lei ons in liefde. Here, U lei ons in wederzijdse respek. En U lei ons, o Here, oor eenkomstig U woord. Maar Here, U lei ons oor geestelik. En ons verhouding met U. En U lei ons ook, o Here, in gehoorsaamheid aan U woord. Vader, vra ek ook vanmôre, maak elke hart ontvanklik vir U woord, elke gees ontvanklik. Here, elke gedagte wat vanmôre nie van U afgestuur, Here, wil ek, soos vir jou kerkvaders al vroeër gebid het, gevang in U, Here, sodat ons sal agslaan op U woord, dat ons sal bou, en ons sal stig, en ons sal versterk, en ons sal lei ook deur U woord. En ek dank U daarvoor. Here, dankie vir elkeen wat U deur hierdie week gedra het. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Ons eer en ons loof. Amen. Jy kan sê dat jy kom ons sing wat Dit is gevaarlik as jou vrou vir jou vinger wys, maar as 'n ander ou se vrou vir jou vinger wys, dan is dit eers gevaarlik. Maar ek kan die boodskap verstaan. Vanmôre wil ek met u praat oor die gedagte wie bid vir wat. Maar voordat ons dit doen, ek weet nie of jy die logo gesien het van die AGS wat hier op was nie. Daar is gevra dat ons hierdie logo moet wys, die kruis en die kroon. Daar is 'n hele geskiedenis van hoe hierdie logo tot stand gekom het en wat ook al. Ek het al vreeslike teorieë gehoor oor wat dit nou kon sy sou beteken. Jy kry mos altyd ouens wat met een of ander storie een of ander plek in hardloop. Intussen het hulle nie ook so waarom jy hardloop en waar jy hardloop. Maar hardloop hulle maak net moeilik iets as dit gaan. Maar in elk geval die kerk is nou vandag 25 Mei is die kerk 117 jaar oud. Dis genade van die Here dat die kerk hier in Suid-Afrika gegroei het en van krag tot krag gegaan het. En dit het plaasgevind na gebed. Dit het begin by gebed van 'n klein groepie mense. Ek kom daarby. Kan die Bybel so maak by Lukas 18 vers 9 tot 14.
Terwyl ek in hierdie week afsonder en voorberei vir vanmôre se diens, het ek gedink, ek het soveel materiaal oor hierdie gedagte dat ek kon eintlik 'n hele reeks van 3 of 4, 5 preke gemaak het. Daar is soveel wat 'n mens kan sê. Maar ek lees vir die Lukas 18 vanaf vers 9 tot en met vers 14. En luister waarmee begin hy hier. Hy gee die doel, hy gee die rede. Met die oog op sommige, nie almal, nie party, van daardie mense wat op hulle self vertrou het en gedink het hulle is regverdig. Niemand is regverdig behalwe deur Christus Jesus nie. Kan die woord weer? En hierdie mense het verder gegaan, hulle het neergekyk op ander mense, hulle het ander mense verag. En daar met die oog daarop, omdat mense gedink het ons is reg, ons is regverdig, terwyl hulle dit nie is. Een van die gevaarlikste dinge wat vandag in die mense lewens kan posvat of kan deel wees van 'n mens se lewe, is dat jy 'n valse gerusheid het. Oh, I'm on my way to heaven. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe, ek gaan vir ewig lewe. My broer en my suster, dan as jy lank al 'n dagreis of 'n jaar se reis weg van die Here. Dit gebeur. Mense wat 'n valse gerusheid het ten opsigte van wat hulle werklike posisie in die Here Jesus Christus is. Maar dan gaan hy verder, dan gaan hy sê ook nie net mense met hierdie idee van hulle is reg en regverdig nie, maar ook mense wat ander verag, neerkyk op ander. Die woord van die Here verwag van een van my om nederig te wees. En hy sê daar's 2 manne en het na die tempel opgegaan om te bid. Die een 'n fariseer, skrifgeleerde, en die ander een 'n tollenaar, 'n belastinggaarder. En die fariseer het gaan staan en by homself so gebid. O God, ek dank U dat ek nie soos ander mense is nie. Rowers, onregverdiges, oor die oordeel wat hy hier maak oor ander mense. My broer en my suster, die Here weet of jou saak met hom reg is. Ek kan kyk na die vrug wat jy dra en ek kan 'n bepaling maak, sê wie wat ek dink, hierdie ou se pad is redelik alright. Maar die vrug wat jy dra sal sê of jy reg is of jy nie reg is nie, maar die Here alleen wat hy weet wat jou hart, jou gedagte en jou lewe aangaan. Maar hy sê hierdie onregverdigers, egbreekers. Ek is ook nie soos hierdie ou tollenaar nie. Ek vas 2 keer in die week. Ek gee 10des van alles wat ek verkry. En die tollenaar het ver weggestaan. En wou selfs nie sy oë na die hemel ophef nie. Maar het op sy bors geslaan en gesê, o God, wees my sondaar genadig. Ek sê vir julle, hierdie laaste een het geregverdig na sy huis gegaan, eerder as die eerste een, want elkeen wat homself verhoog, sal verneder word, en hy wat homself verneder, sal verhoog word. Wie bid wat? Hierdie fariseer het op 'n selfsugtige en 'n hoogmoedige wyse gebid, ek is nie soos ander mense nie. En hy fokus op sy goeie dade en al hierdie geestelike dinge wat hy doen. Ek vas en ek gee 10des en ek doen al daardie dinge. Hy dink in sy gebed gee hy as te ware 'n opsomming van sy goeie lewe en hoe mooi en vroom persoon is hy. Jy kan nie God raak voor die oë draai nie. Hierdie fariseer wys nie liefde vir God of vir die mens in sy gebed nie. Hy openbaar net hierdie hooghartige houding. En ek wil vanmôre vir jou sê, as jy wil weet wat 'n persoon se hart en sy denke en sy lewe aangaan, luister na hulle gebede. Luister na wat hulle bid. Ons hoor nie wat mense bid altyd nie, want hulle bid by die huis, hulle bid in hulle binnekamer. Daar's goed wanneer ek bid, wat ek nie wil hê iemand moet weet ek bid nie. Maar dit is vir my persoonlik. En is niks verkeerd en niks fout daarmee nie. Maar my broer en my suster, die punt wat ek wil maak is, as jy na 'n ander ou se gebed luister, sal jy weet wat in sy hart aangaan. Jy sal weet wat is sy bekommernis, wat sy vrese, wat sy ongelukkighede. Jesus het nie gekom. Jesus het nie gelei nie. Hy het homself nie laat verneder nie. Hy het nie gesterf vir die mooi, gelowige, wonderlike programme van 'n kerk nie. Of van mense nie. Hy het nie gekom en gelei en sy 'n prys betaal vir enigiets anders
as dit wat die woord sê, hy voorgekom het nie. Hy het gekom en hy het gelei en hy het gesterf, dat geen mens verlore hoef te gaan nie. Hierdie fariseer ag hom, ek is gered, ek is baie, ek is reg. Maar hierdie sondaar, hierdie tollenaar, hy sê, ek weet ek is 'n sondaar, ek weet my verhouding met die Here is nie reg nie, maar ek weet ook, ek hoef nie verlore te gaan nie. En daarom bid hy. En dis vir die sulke so die Here Jesus ten eerste, hy het vir ons almal gesterf, maar hy wil nie hê ons moet verlore gaan nie. Nie een van ons nie. Hierdie tollenaar bid in nederigheid en selfs berou, hy bid kort en kragtig, nie 'n lang gebed nie. Here, wees my sondaar genadig. Die tollenaar erken dat hy vergifnis nodig het, dat hy redding nodig het, dat hy saligheid nodig het, dat hy 'n ingryping in sy lewe nodig het. Weet jy, geen herlewing het nog ooit plaasgevind of gebeur sonder dat iemand nie gebid het nie. Geen persoon het nog ooit werklik op bekering gekom sonder dat daar belydenis van sonde berou is nie. As jy nie vertel vir my al jou sondes nie, dankie, ek wil dit nie weet nie. Vertel dit vir die Here. Hy weet dit in elk geval. Maar hoor my wat ek hier sê, herlewing gaan nie plaasvind as daar nie mense is wat bid nie. Al mense sou nou lekker gewees. Dankie. Dis 3. Maar druppels maak ook dankbaar. Geen herlewing, my broeder en my suster, is moontlik sonder dat daar mense is wat bid nie. Daar's vir my gesê deur verskeie mense en hierdie week weer het ek gehoor iemand sê die Here gaan groot dinge doen hier in AGS Sentra Lighuis. Ek glo dit, ek wil dit hê, ek wil dit sien, ek wil dit ervaar, ek bid daarvoor. Maar my broer en my suster, u en ek moet bid daarvoor. Dat die Here ons sal lei, dat die Here ons sal help dat ons daarby kan uitkom. Want 'n herlewing gaan gepaard met iemand wat bid. In 1772 breek daar in Herrnhut in Duitsland die Moraviese herlewing uit. 'n Magtige herlewing. Daar was 'n 24 uur gebedsketting begin. Mense het vir 24 uur aan mekaar gebid. En 'n magtige herlewing breek uit en baie mense kom tot bekering. Want mense het tyd uitgesit om te bid. Die groot herlewing ontstaan wat geheers het van 1730 tot 1740 in Amerika. Dit begin by 2 ouens, Jonathan Edwards en George Whitefield. En dis veral Edwards, hierdie ou het gebid, hy het gevas. Here, gee vir ons herlewing, gee dat daar iets gebeur. Gee dat mense tot bekering kom. Dat die doel waarvoor Christus gesterf het, in 'n realisering sal kom. In 1790 tot 1800 breek nog 'n groot herlewing in Amerika uit. Charles Finney en James McGready, die 2 ouens wat begin het. Hulle het elke Saterdag en elke Sondag het hulle ure spandeer om vir herlewing te bid. Mag ek vanmôre met u eerlik wees? As jy gaan stryd vat oor wat ek gaan sê, moet jy nou vir jou hand opsteek en ek jou nou al vergifnis vra. Maar ek kan nie anders as om die waarheid te sê nie. My broer en my suster, die realiteit is dat ons leef in 'n tyd en 'n dag dat as daar mense is, daar 1000 in 'n kerk is en jy vra, kom ons hou 'n bid hier, dan jy dalk 100. En as jy 100 in 'n kerk het, dan kry jy dalk 5. Dis die realiteit. Maar hierdie ouens bid Saterdag en Sondag vir herlewing. En ek leer uit hierdie herlewings, dit was nie groot groepe mense wat gebid het nie. Dit was nie 500 uit 1000 of 50 uit 100 nie. Dit was klein groepe wat begin het. Na die Walliese herlewing het 'n man met naam van Evan Roberts, hy het elke dag ure gebid. En die resultaat van sy ure bid was daar kom 100,000 mense tot bekering. Die kroe in daai plek het toegemaak. Die misdaad het afgeneem. Hoe bid ons as Christene as ek kyk? Dis die vraag wat ek vra en ek veroordeel nie vanmôre nie. As ek die vraag vra, hoeveel kroe maak toe waar ons bid? Hoe neem die misdaad af waar ons bid? Hoeveel bekerings is daar? Of hoeveel kerk is daar vanmôre met te veel sitplek wat leeg is? Azusa-straat, nog 'n herlewing, en ek gaan nie vir julle al die herlewings vertel nie. Maar Azusa-straat,
wat ook die begin was van die AGS, wat vandag 117 jaar oud is. Kom 'n man met die naam van William Seymour in 'n klein groepie, ek dink hulle was 6 gewees. Hulle kom in 'n huis by mekaar elke dag en dan bid hulle vir herlewing. En daardie herlewing breek uit in Azusa Straat en deur John G. Lake kom hulle Suid-Afrika toe en dan is deur in Europa en ander plekke en ons het vandag 'n groot kerk, die grootste Pinksterkerk in Suid-Afrika, die AGS, as gevolg van 'n direkte uitvloeiing van hierdie klein groepie mense wat gebid het vir 'n herlewing. Verstaan u die krag wat daar in gebed is? Verstaan u wat kan gebeur op Sintra as u en ek besluit, ons gaan ons tyd en ons energie gee om te bid en vir die Here te vra vir die redding van siele, vir die morele afval wat daar in hierdie wêreld plaasvind en al daardie dinge. Verstaan u vanmôre wat kan gebeur? Jy het vanmôre net nog gepreek, ag asseblief jy moet bid nie. Dis vanmôre 'n pleidooi, dis vanmôre 'n oproep, dis vanmôre 'n wekroep dat ons as kerk moet die krag wat God ons gegee het, die wapen wat God ons gegee het, gebruik sodat siele tot bekering kan kom. Wie wil ons sê siele moet tot bekering kom? Niemand nie. Amen. Amen. Ek wil hê dat siele moet tot bekering kom. Ek wil hê dat mense moet tot inkeer kom, dat hulle lewens en hulle harte verander word. Ek wil hê dat mense moet die Here begin dien in gees en in waarheid. Amen. Amen. Dankie. Wie bid wat? As ek meer kyk na die onlangse tye, dan dink ek aan 'n man soos Dwight Moody, 'n eenvoudige skoenmaker, D.L. Moody. Hy het geen teologiese opleiding gehad, maar vandag is daar 'n universiteit wat hy tot stand gebring het. Hy het 'n magtige evangelis geword. 'n Sondagskoolonderwyser het in sy lewe inspraak gemaak. Wie wat bid Moody? Hy sê, Here, gebruik my, al verstaan ek nie alles nie. My broer en my suster, ek vra vanmôre die vraag, wie van u het in hierdie afgelope week, die afgelope maand, die afgelope jaar, die afgelope 10 jaar, een keer gebid en gesê, Here, gebruik my, al verstaan ek nie alles nie. Here, gebruik my, sodat ander mense voordeel daaruit kan kry, sodat ander mense tot inkeer kan kom. Corrie ten Boom, baie van die weet van haar, sy was in 'n nazi-gevangenskap, in 'n konsentrasiekamp aangehou. Sy het honger gelei daar. Sy het aanskou hoe word baie Jode vermoor. Dit was koud. Dit was onaangenaam, dit was sleg. Sy het gesien hoe word mense verhoor. Sy het hulle gehoor. Waar sy geslaap het, was hulle oorval met 'n vloeiplaag. Sy sien al hierdie dinge wat gebeur. En haar enigste oortreding, haar enigste ding waar sy skuldig was, is dat sy mense gehelp, Jode gehelp om die dood te ontvlug aan die hand van die nazi-soldate. Maar wie wat bid, Corrie en haar suster Betsy? Here, gee ons krag om u liefde te bewys. Here, gee ons krag dat ons u liefde kan bewys. Ek weet een ding, ek al baie daar so gevoel, ag Here, moet my nie krag gee nie, want as ek die krag kry, dan maak ek op soos dit Samson gemaak het. En my broer en my suster, haar ingesteldheid, haar hart was reg. Sy het liefde vir God gehad en vir haar medemens, en dis hoekom sy die eerste plek daar beland het. Here, nie van die vloeie weg nie. Nie Here, gee my 'n warm kombers en 'n sagte bed nie. Nie Here, enigiets anders nie, maar gee my die krag om u liefde aan mense te bewys. Dis wat sy gebid het. Sy het geweet, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee, sodat geen een verlore hoef te gaan nie. Leef dit vanmôre in die kerk se harte, leef dit in u harte, leef dit in my harte, my broer en my suster, of het ons self gesentreerd geraak, egosentries geraak. Oh Lord, bless me, my wife have 2 kids, ask for no more. Weet jy, navorsing, ek is ou vir navorsing. As jy dit nou wil weet, of nie wil weet nie, ek is lief vir die akademie, ek is lief vir navorsing, ek is lief vir statistiek. Dit sê vir my baie, dit leer vir my baie, en daarmee saam ook die geskiedenis. Ek het nou net vir u gesê wat sê die geskiedenis, wat gebeur wanneer mense bid. Herlewings is moontlik. Navorsing wys dat in Suid-Afrika bid die Suid-Afrikaanse Christen
Die gelowiges in Suid-Afrika, weet jy waarvoor bid hulle ten eerste? Hulle bid ten eerste vir gesondheid en genesing. Ek sê nie vandag dis verkeerd nie. Ja, ek bid ook vir siekes. Ek het nie weet vir my broer gebid, vir my ma gebid, ek bid vir my kleinseun. En ek bid vir baie ander wat ook siek is. Niks fout daarmee nie. Maar ons eerste prioriteit het geword, die Christen in Suid-Afrika volgens navorsing, om te bid vir siektes, vir genesing. Weet jy wat, ek gaan liewer siek hemel toe, as gesond hel toe. Amen. Amen. Gebed vir persoonlike en familiegesondheid, as ook die genesing vir vriende en vir ander mense, is die gebed wat die meeste aandag geniet in mense, Christen is 'n gebedstyd. Die tweede aspek is finansies. Gebede vir werksgeleenthede, vir finansiële voorsiening, vir ekonomiese stabiliteit. Wie bid wat? Die Christen in Suid-Afrika bid ten eerste vir genesing, ten tweede bid hulle vir finansies. Die derde punt is hulle bid vir verhoudings. Verhoudings van familie, van vriende en van mense in die kerk. Mense bid vir huwelike en hulle bid vir kinders en hulle bid vir ouerskap en hulle bid vir leiding. En hulle bid vir die beskerming van kinders teen die aanslag van hierdie wêreld. Hulle bid vir die herstel van gebroke verhoudinge. Dis derde op die lys. En dan met die vierde punt, dan kom die kerk en die gelowiges en hulle bid vir geestelike groei en vir beskerming. Dan bid hulle vir bekerings. Gesondheid, geld en menseverhoudings geniet voorkeur bo die redding van siele en bekering. My broer en my suster, wat is fout met hierdie prentjie? Dus is die fariseer met respek gesê, die fokus is nie op dit waarvoor Christus gekom het en wat die belangrikste is. Die vyfde punt is hulle bid vir vrede, leierskap, veiligheid van mense en die nasionale en internasionale dinge. Ek het nie gestop en net gaan kyk en sê, wat bid Christene nie? Nee, ek het ook gaan kyk wat sê navorsing, opnames wat gemaak is, waarvoor bid pastore? Jy kan daarby seker in sit predikante. Hulle bid vir die behoeftes van gemeentelede. Hulle eerste prioriteit, my broer en my suster, en dis my totale verkeerde prentjie, hulle bid vir die behoeftes van gemeentelede, in steede daarvan om te bid dat mense waarlik in 'n verhouding met Jesus Christus sal lewe. Jy kan al die rykdom van die wêreld hê, maar wat baat dit jou, sê die woord van die Here, en jy lei jou sielskade? Geestelike gesondheid van die gemeente. Ek het 'n navorsing wat ek gedoen het en ek gaan kyk wat is die punte wat vir jou identifiseer wanneer 'n gemeente siek is geestelik. Gaan dit nie vanmôre vir jou noem nie. Maar as dinge wat gebeur in 'n gemeente, dan kan jy sien hier's geestelike ongesteldheid. Wysheid in die leiding van die gemeente is die derde ding. Dit is 'n baie moeilike ding en daarom is dit vir my baie ernstige gebed in my eie lewe. Want jy sit met verskillende mense wat jy ook se behoeftes in ag moet neem, se opinie in ag moet neem. Weet jy, die einde van die dag is die belangrikste, wat wil God hê? God wil hê ons moet hom lief hê, mekaar lief hê, soos wat jy jouself lief het. Geestelike groei van gemeentelede is die vierde punt waarvoor leraars bid. En dan die vyfde ene is my ook met 'n tikkie hartseer. Hulle bid vir hulle eie geestelike gesondheid en hulle eie behoud. Hulle eie behoud. My broer en my suster, laat ek vanmôre vir u baie reguit ding sê. Jesus het gesterf sodat ons gered kan word. Sodat ons ewige lewe kan hê. Toe die Here my roep vir die bediening te sê, Here, waarvoor moet ek gaan? En die Here sê vir my, gaan verkondig geloof, hoop en liefde. En met my eerste begrafenis te sê, Here, het in sign up for this. Nou wil ek met mense se hartseer sit en met al daardie dinge sit. En ek sit met allerhande ander dinge wat in die kerk gebeur.
Paulus waarsku daarteen. Hy praat in sy boeke daarteen. Partyskap, twis, en wie weet wat sy goeders noem hy aanstaan. Dis die goed wat jou weghou. Hier is ons teken, die redding en die bekering van siele. Sien nie die teken. Wie wat maak die vyand? Hy bring goed hierdie kant en van daai kant en hy bring goed van die kant en hy bring goed van daai kant en hy saai-trek jou aandag sodat jou aandag weg is van jou fokus. En kerke raak betrokke by hierdie ding en daai ding en die ding en daai ding en intussen dit verloor hulle fokus dat ons primêre doel en taak is om die Here ons God lief te hê, ons naaste soos onsself en te sorg dat ons alles wat ons vermoë doen in ons gebede en in ons handelinge en ons aksies dat mense tot bekering kan kom. Amen. Amen. Dis waarvoor pastore bid. Hy jou vyand weet. Hy maak ons biddeloos. Want as hy ons biddeloos maak, dan maak hy ons kragteloos. Is dit nie waar nie? Navorsing gee my 'n lys. 'n Algemene lys. Oorleraars, hy sê wysheid en leiding in hulle bediening. Naby verhouding met die Here. Gemeentelede se groei en genesing, krag en volharding van al die daaglikse uitdagings, beskerming teen geestelike en persoonlike aanvalle, eenheid en liefde binne 'n gemeente, herlewing, voorsiening vir behoeftes en families. Sien nie wat gebeur hier, punt nommer 7 word eers gesê herlewing. Het ons taak en ons roeping verloor? Het ons die doel waarvoor God ons hier geplaas het in Sindra verloor? Of is dit ons fokus vanmôre om te sê, ons wil sy hand uitgestrek wees, sodat geen een verlore hoef te gaan nie, maar dat ons alles in ons vermoë sal doen, dat mense gered word. My broer en my suster, kom ek vertel vandag vir iets in my lewe. Op 63 besluit ek stap weg van die kerk af. En ek sê vir my vrou, ek sit nie weer my voete in 'n kerk nie. Ek wil nie weer in 'n kerk kom nie, ek wil nie weer op 'n kansel staan nie. Waarom? Ek sê want dit het God berou om die mens te maak. Niks anders het God berou behalwe dit nie. Gaan kyk maar die Bybel. Ek sê dit berou my dat ek met mense moet werk wat nie tevredenheid en dankbaarheid en liefde vir hulle medemense vir 'n verlore siel kan openbaar nie. Wil nie meer deel wees daarvan. Die Here stuur 5 mense. 2 uit Amerika, 1 uit Kaapstad, 1 uit, wat is die plek aan Bloubergstrand se kant. En 'n sendeling wat in Afrika werk op wonderbaarlike wyse, ek sal eendag nog vertel, om vir my te sê, die Here sê, jou werk is nie klaar nie. Wie is jy om te besluit, jy gaan nou niks sit, jy gaan nou handjies gevou sit, want daar's mense wat tot bekering moet kom. Daar's mense wat tot redding moet kom. Daar's mense wat vergifnis van sonde nodig het. My broer en my suster, hoor mooi wat ek vanmôre vir julle sê. As dit nie in jou hart kan leef nie, dan moet jy en ek 'n ernstige gesprek hê. Want dit moet in jou hart lewe. Dit moet in my hart lewe. En weet wat, as ons begin bid vir wat die Here nodig het. Ek sê daar's 3 dinge wat ons as gelowiges kan doen. Ons kan bid, Here, vir wie moet ek bid? Die Here sal vir jou wys, en dan bid ek vir wie die Here op my hart lê. En die tweede ding is, ek bring hulle, ek nooi hulle, en ek gaan besoek hulle dan. En ek gee hulle liefde. En weet wat gebeur? Die kerk word vol, en gelowiges kan hierna toe kom, om toegerus te word, opgebou te word, versterk te word, om uit te gaan vir dienswerk. Sodat die koninkryk van God kan groei. Ek het by baie mense gehoor, verskillende woorde gehoor, verskillende mense gehoor. Here gaan iets hier doen in Sindra. Ek weet nie of u dit glo nie. Ek weet nie of u dit verwag nie. Ek weet nie of u iets daarvoor bid nie. Maar ek wil vir u sê, my broer en my suster, ek wil dit graag glo. En ek wil graag hê dit moet gebeur. Maar wie wat is die vraag? Wie bid vir wat? Wie van u bid vir herlewing in hierdie kerk? Wie van u bid vir geestelike groei, vir bekerings? Wie bid vir daardie dinge? Is dit deel van jou gebedslewe of kom jy
Ek het lus gehad om vertel vir van al die verskillende tipe gebede wat op mense het. Die verbruikersgebed, 10 dae, so noem ek hulle, dit almal 'n naam. Wat wys op die dinge waarvoor ons as mens bid. Ek wil vanmôre vir jou vra, my broer en my suster, gaan bid vir jouself, vir my, en vir elke ander ou, dat ons nie biddelose mense sal wees nie. Maar dat ons bidders sal raak. En dat ons ook daders van die geloof sal raak. En die Here ons een en elkeen en die gemeente sal gebruik om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Dat ons nie soos 'n Fariseë sal kom en ander sal veroordeel vir wat en wie hulle is. Maar dat ons op onsself sal fokus en sê, Here, wees my arme sondaar genadig. Ek sit in 'n preek jare gelede. En 'n pastoor wat sy baadjie en hy gooi hom so oop op die kansel. En hy klim op sy baadjie. Hy sê, Here, stuur herlewing. Nie bid ek in die some van my baadjie nie, maar in die binnekant. Ander het gesê, trek 'n kring en dan staan jy in die kring en dan bid jy dat die Here die ou binne in die kring sal verander, sodat mense buite die kring aangeraak kan word en ook verander kan word. Ek het vir Corrie gepraat, ons gaan van Augustus maand af van ons woensdae aande 'n bidure hou. Nie tradisionele bidure wat jy kom hier en jy sing 'n bietjie, sing 'n liedjie en preek 'n bietjie nie. Ek het 'n professor gehad wat gesê het, die eerste ding wat jy student leer op kweekskool, op teologiese skool is, jy hou nie kerk as jy nie 'n bietjie gesing het nie. Jy preek nie 'n bietjie sonder 'n liedjie nie. Nee, my broer en suster, dit werk nie so nie. Ons sal bid. Ons sal bid dat die Here waarlike verandering sal bring in ons eie lewens en in ander mense se lewens. Dat daar verskil sal kom, dat daar verandering sal kom. Ek weet nie wie van die was donderdag by die begrafnis nie. Maar ek het donderdag op die begrafnis 'n paar goed gesê. En toe ek wil ry van die graf af, kom 'n jong man na my toe. Hy sê, pastoor, mag ek met jou praat? Ek sê, praat. En toe ek daar weggery, besef ek net, daar's mense wat nie in die kerk kom nie. Wat nie besef hulle die Here nodig nie. Maar hulle kom in jou teenwoordigheid, hulle kom in my teenwoordigheid en ons moet hulle dan besef hulle die Here nodig. Nie veroordeel nie. Nie veroordeel nie, maar met liefde. Met aanvaarding. Daar's 'n God van liefde en 'n God van genade en 'n God van barmhartigheid wat vir jou ewige lewe wil gee. Dis nie my werk, my broer en my suster, om jou tot bekering te bring nie. Dis ook nie jou werk om enigiemand anders tot bekering te bring nie, want dis die Heilige Gees wat oortuig van sonde, oordeel en geregtigheid, maar dit is jou werk en my werk om vir hulle te bid. Ian Bounds het baie boeke geskryf vir gebed en hy skryf dat God vra vir ons daar in 'n Psalm. Ja, al wat God van ons vra is om ons begin bid. Jakobus sê, julle het nie want julle vra nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, gaan bid vir die mense in jou lewe wat die Here nodig het. As jy op 'n Sondag in die kerk kom en jy sien 'n leesplek, dan begin jy roep dit wat nie is nie, asof dit is, dan sê jy, Here, ek bid vir 'n siel wat eens verlore was, wat er tot redding sal kom, wat daai sitplek wat leeg is sal kom vat. Amen. Amen. En as jy Sondagoggend in die kerk toe kom, dan kom jy 'n paar minute vroeër, en jy stap in die bidkamer in, en jy gaan buig jou knie daar voor die Here. Ons het vir jou tot kussentjies daar gesit, wat jy onder jou knieë kan sit. En as jy nie kan kniel nie, kyk, party van ons sukkel maar om op te kom as jy gebuig het, dan sit jy op die bank. En jy hoef nie op die harde bank te sit, jy kan nog op die kussentjie ook sit. Maak jou oë toe en sê, Here, vanmôre bid ek nie net vir hierdie diens nie. Vanmôre bid ek nie net vir dit nie. Maar Here, ek bid vanmôre die redding en die bekering van mense wat U nodig het, dat mense 'n naby verhouding met U sal leer. Ek bid vir hierdie dorp waarin ek bly. En ek roep siele wat ongelowig is tot bekering en 'n verhouding met Jesus Christus. Dit, my broer en my suster, is 'n taak wat elkeen van ons kan doen. Dis 'n taak wat elkeen van ons moet doen.
Kom ons kom by die prioriteit het waarvoor die Here ons geroep het. Min en niks gaan gebeur as ons nie daarvoor bid nie. Dis reg om vir al hierdie ander goed wat ek genoem het vanmôre te bid. Maar laat ons op ons eerste lysie sit. Bid vir siele. Die redding van siele. Jy weet, ek praat nie oor geld en ek sê van plan om nou te begin. Ek wil net vir u sê, wat eendag iemand vir my gesê het. Elke maand die eerste prioriteit van my is die bedrag wat ek vir die kerk moet gee. Nee, broer. Jou eerste prioriteit is bid vir die siele wat in die kerk moet wees. Wat nie daar is nie. Bid vir hulle wat die Here nodig het. Ek wil jy met die oë sluit vanmôre. Nou jy moet rondkyk nie. En ek wil ook nie 'n lang uitnodiging maak nie. En ek wil nie op gevoel speel of enigiets van daai goed in die wat of môre vra. As jy vanmôre sê ek het die Here nodig. Ek het nodig om naby aan die Here te leef. As vult ook in my lewe, my geestelike lewe. Dis nie op die plek waar ek moet wees nie. Dan wil ek vanmôre vir jou vra, wil jy nie staan nie? Wil jy nie staan nie? Is daar nog mense wat wil staan? Die laaste geleentheid is daar nog iemand, dan gaan ek bid. Here my God, ek kom vanmôre en ek voeg my by elkeen van hulle wat staan. En Here, saam met hulle bid ons soos wat die sondaar gebid het. O Here, wees my genadig. Here, as daar vanmôre 'n louheid en 'n onverskilligheid in ons lewens is, neem dit weg. As daar afvalligheid in ons lewens is, Here, openbaar dit deur die Gees en gee vir ons vergifnis. En Here, ontvang dan vanmôre ons gebed wat ons vra, Here, vergewe ons. Maar Here, gee ook vir ons die sekere wete dat ons hiervandaan sal wegstap met die wete dat U ons vergewe. En dan vra ek, Here, dat die vyand nie inspraak sal maak in ons denke of sê, ag, dit was maar net nie. Maar dat ons op besef dat hierdie oomblik is daar ook 'n oomblik waarin daar 'n verskil kom van ons lewens hiervandaan vorentoe. Here, gee vir elkeen die begeerte om tyd met die woord te spandeer, tyd in gebed te spandeer. Here, gee vir elkeen die hart soos wat Corrie ten Boom gehad het om te sê, Here, gee my die krag en gee my die wysheid en gee my die insig om U liefde uit te dra en aan ander mense te bewys. Here, gee dat elkeen van hulle se lewens so sal verander en dat dit 'n verskil sal maak in ander se lewens. Here, U weet hoekom hulle staan vanmôre, U weet hoekom ek staan vanmôre. Maar ek vra dit vanmôre in Christus naam. Vir een, vir elkeen. En ek dank U daarvoor. Amen. Kom ons staan.
daar enigiemand wat vanmôre wil hê ons moet bid vir een of ander spesifieke saak? Ek het nou gepraat oor wie bid wat. En nou is die vraag ook vanmôre, wie bid ons? Wie? Ons as Sindra gemeente. Wat bid ons? Ek wil vanmôre bid. En ons het klaar gebid. Ons sal weer bid. Die redding van siele. Ek wil ook bid vir ons plaasboere. Ek wil ook bid vir die politiese situasie in ons land. Ek wil ook bid vir die ekonomie in ons land. Is daar enigiemand wat iets wil byvoeg? Ons kinders. Dan nog iemand. Kathy, wil jy ietsie byvoeg? Vir wie? Vir Lien. Ons sal. Broer Lenny, het jy iets gevra? Dan nog iemand. As jy kan in die vrymoedigheid terwyl ek bid, steek jou hande op ons. Vader, ons kom vanmôre na U toe, o Here, in erkentlikheid en diepe afhanklikheid. Here, ons bid vir Stefan en ons bid vir elke kind en elke mens wat U vanmôre nodig het, redding, bekering, siekte, wat ook in omstandighede mag wees. Here, ons bid dat wanneer hierdie land van ons en sy mense werklik sal terugkeer na God, dat daar 'n verskil sal kom. Here, dat daar bekering sal plaasvind in hierdie land en in hierdie dorp, en Here, dat U ons sal gebruik en dat ons instrumente in die hand sal wees daartoe. Here, wat ons weet dat daar waar God ingryp, daar is 'n ingryping wat harte en lewens verander. Here, ek bid vir die beskerming van jou vyand teen ons besighede, teen ons finansies, teen ons gesondheid. Ek bid vir beskerming, Here, van ons plaasboere, van ons kinders, van ons bejaardes. Here, ek bid vanmôre dat U wil in ons lewens sal geskied. Daardie wil, Here, wat ten eerste vasgevang is. En daardie groot kosbare opdrag van ons moet U lief hê, mekaar lief hê en ons naaste lief hê. Here, ek bid vanmôre vir elke onuitgesproke versoek in elke hart. Ek wil vra dat U 'n ingryping sal maak. Here, hierdie is nie sommer net so 'n gemeente nie. Dis U gemeente. En hierdie mense is hier, Here, omdat jy 'n doel en 'n plan het met elkeen van hulle in hierdie gemeente. En Here, gee dat ons dit sal uitleef. Gee, Here, dat daar 'n siel sal wees wat tot inkeer kom, bekering kom vir elke leesitplek. Vader, ek vra vanmôre dat U wil in ons binne sal geskied. Vader, maar vanmôre wil ek ook dankie sê. Dankie dat ek weet elke gebed wil ek U oor. Die woord sê dit lê soos wierook in die neus. Dit lê in goue bakke voor die aangesig. U is bekend daarmee, o Here. Vader, en U antwoordgebed. Hoor vanmôre ons gebed. Bring 'n ingryping, bring 'n verandering, bring veiligheid, bring uitkoms, bring oorwinning. Here, want ons is U kinders. Ons staan onder die leiding van Jesus Christus wat hoof is van hierdie gemeente. Ons staan vanmôre onder die groot generaal. En ons weet, Here, waar ons voete neersit, daar sal ons grond vir U in besit neem. Here, ek bid vir elke harde hart. Ek bid vir elke persoon wat vasgevang is in 'n valse leerstelling, dat die vrymaking sal gee. Ek vra vanmôre, Here,
wees ons barmhartig. Ons kan nie vanmôre kom roem op enigiets die behalwe u genade. En daarom sê ons soos Paulus vanmôre, as ek roem, sit in die Here. Vader, ek wil vanmôre vir u dankie sê vir elkeen in hierdie gemeente wat hierdie waarheid help trek. Op welke wyse ook al. Elkeen wat iets doen. Here, ons sê so min dankie, ons sê so min dankie vir u, en ons sê so min dankie vir elkeen, Here, wat ons help om staande te bly en vooruit te gaan. Ek vra vanmôre, wees met ons. Wees met ons, en ek dank u daarvoor. Amen. Kom ons sing daai koortjie voordat ons klaarmaak. Daar's nie vanoggend koffie en tee nie, so ons sal die koffie en tee se tyd vat gou vir hierdie koortjie. Al die lof en al die eer.